Wat kan 'n leeu jou van besigheid leer? En hoe kan 'n kremetaart jou dalk help in jou verkope? En hoe maak die bos dalk van jou 'n beter leier? En het ek mal geword? Vandag, liewe vriende, is jy op 'n baie goeie plek. Ons gaan praat met 'n persoon wat bekend staan as The Bush Lesson Guy. Kom kuier saam met ons. Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles En nog wat. Liewe vriende, baie welkom by Klets met Corneille. Ek is Corneille en ek nooi jou uit om vandag weer saam met my te klets en te kuier. Jy kan saam klets via Telegram of WhatsApp op die volgende nommer 062 336 5330. Jy kan ook vir ons 'n e-pos stuur as jy wil na radio@radionuwelied.com en dan vertel jy vir ons jou gedagtes en wat jy dink en wat jy wil weet en wat vir jou interessant is of nie. En dit sal heerlik wees om van jou te hoor. Nou kom ons begin dan eers by hallo sê. Ons praat vandag met The Bush Lesson Guy wat sy mamma hom genoem het François Libbe. François, in die eerste plek net baie welkom by Radio Nuwe Lied. Baie dankie Corneille, dankie vir die geleentheid, lekker om te gesels. Dis vir ons 'n groot plesier. Jy gaan nou eers 'n bietjie daarso moet sit half soos 'n haas in die hoofligte, want ek wil net vir mense net so 'n stukkie dan van jou agtergrond gee voor jy self die detail kan invul. En dit is nogal 'n mondvol, liewe vriende, want François het 'n CV wat langer is as my matriek opstelle. En so ek gaan net vir jou so 'n vinnige paar dinge noem en dan sal ons praat oor die detail daarvan. François het 23 jaar se ondervinding in die besigheidswêreld en veral in leiersrolle. En 16 jaar reeds besig met wat almal ken as business coaching, besigheidsafrigting. En ek gaan jou nou vertel wat die uniekheid is van hoekom hy vandag met ons praat. Dis nie net hy is besigheidsafrigter en daar's 'n uniekheid aan wat hy doen. So hy is deel van Action Coach in Suid-Afrika en julle mag dalk onthou ons het vroeër al met hulle te doen gehad by Kragdag hierdie jaar of laas jaar skies tog en met van die mense daar gepraat. 'n Baie sinvolle organisasie met sinvolle hulp dink ek vir die meeste besighede. En by Action Coach net so 'n paar dinge. Hy is gekies as Sales Coach of the Year en Diamond Coach en Master Coach en hy's 'n global speaker en trainer vir hulle. Deel van President's Club, deel van die Chairman's Club. So nie net 'n man wat daar rond is nie, 'n man wat 'n leier is. In besigheidsterme was hy al gekies vir 'n paar dinge. Ek gaan later met hom wil praat hieroor, maar dit sê hy's verantwoordelik vir die bank se eerste small business division, wat ek dink 'n voortreffelike ding was. Ek onthou toe ek dit die eerste maal raak gesien het en dit my opgeval het. Hy was gekies vir Top Regional Sales Manager. Hy het die prys gewen van Prestigious Award for Leadership. En dan dik geleer in die Vrystaat, BCom grade en honneurs, MBL gedoen by Unisa, in Frankryk studeer verder, in Australië studeer verder, in die VSA studeer verder. En dan, wat hom uniek maak, is hy kombineer hierdie dinge met sy liefde vir die natuur en die bosse. En as gevolg daarvan, is al hierdie dinge vervat in 'n boek. En die boek, as ek reg het, is From the Bush to the Boardroom. So, François, dit is net so 'n stukkie vinnig oor jou daarom dat die mense net weet met wat se tipe van mense ons hier praat en jy is al om die bos en om die boardroom gewees 'n paar keer en ons sien baie uit na om te hoor na wat jy als vir ons te sê het hiermee. So kom ons begin net op 'n punt iewers. Waar is jy gebore en het jy groot geword? Ja, dankie. Toe jy nou al daai goed lees, toe dink ek, okay, wel die een ding wat dit nie sê nie is waar ek vandaan kom. En ja, ek kom van Kakamas af in die Noord-Kaap. Hey Patty. So maar ja, dis waar ek groot geword het en ja, my pa was in die bank besig gewees, so ons het weet basies daar en weet the weekend was busy. We took off Monday, luckily. en toe en So that was cool. Felt like a holiday.
Ja. seker van omstandighede. Bake 2 breads So and a ja, cake. ek is 'n volle Noord-Kaapenaar en We bake 2 ja, breads and a liefde cake. vir daai plek spesiaal ook. And then it's En impossible ja, to verskillende not skole, ek was vir Absolutely. Kaakemas op skool en uiteindelik Sounds good to me. ook in Hartswater, so ook in die Noord-Kaap het ek Okay. So you guys gematrikuleer. are doing okay. You're not feeling burnt Is out. dit waar jou liefde vir die bosse, want ek dink Noord-Kaap is 'n groot stuk natuur. No, I'm Daar's excited. baie We're natuur busy. in I mean, as we vergelyking speak, you met can ander probably hear in the plekke. background. Is dit waar jou liefde vir natuur begin het of het jy hom later ontdek op ander plekke hoe dit gebeur? Recording a video as we speak, so Ja, ek eintlik later Okay, ontdek, maar ons het maar altyd Something happening here. na verskillende plekke so I gegaan, don't need to maar focus on ek it eintlik too later hectically. ontdek, I'm just, eintlik eers na my want to see if I can universiteitsjare, get the weet, thing out, en because toe I ek am en my seeing vrou getroud is, toe het ons eintlik a business lady, she's meer got a het ek dit kan ek sê, advertising dit basies agency. ontdek, weet, al die but not that I do like eventing, veral branding, die blah 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 die for creëer a bunch of Waldtuin. companies. Ons Ja. het Doing it for nou Yonkers. al vir meer as 5 And, dae cumulatief. I'm seeing weet, her in die- 2 weeks' in time. die- Kan ek sê So, basies in die The video that I Waldtuin, have is an interview I did with one of her clients. Een So, van my groot I drome did- is I om did them dit like vir 'n 2 jaar things, you know, for free, vol- kind of weet, ter persoon toe gaan, each want type of things, you know, besigheid, ek interviews kan with, enige plek with al werk. different people for different Ja, things. ja, dis my eintlik waar dit So I want to go speak to her, vandaan kom. see if we can get some So met die groot word some jare money nou tussen making daar in die bank en die goede. Wat things going wat here, wou jy you know? word met jou lewe toe jy klein was? So yeah, I want to Wou jy get this altyd thing up and besigheid? running as well, out as soon as possible, so I can show it to them. Weet so ek was een van daai ek noem dit basies weet ja baie laat eintlik in my Don't think so, no. loopbaan weet eintlik of later jare na weer mag eintlik besef maar luister ek wil ook gaan Okay. studeer. So yeah. Ja. So is interessant. Have you've got a couple of minutes to talk. Die Ja, matriek ja. vrystelling gehad het. Jy weet so hulle wou my net deur matriek gekry het en so interessant hoe daai reis ook gewees het. Maar ja, omdat ek aan die bankwese was, het ek altyd Ja. gedink ek sal bankwese toe gaan. Hy het my eintlik nooit aangemoedig om die bankwese te gaan nie. Many of them is the first time they've ever spoken Maar about ek het ook daar baan, Okay. dit is waar my koöperatiewe deel is, so die how many of bankwese, them maar are totaal en al pensions and how verskillende many pensions. weet Wow. kom ons sê loopbane. Weet myne was Yeah, that is hoofsaaklik quite something, eh? in streek en weet en in hoofkantoor. Maar ja, so basies het PTSD. dit maar eintlik maar so ontstaan, weet na weermag, soos ek sê ek het nie matriek vrystelling gehad nie. Ek het eintlik op en dit gaan alles deel ook van unlocking your possibility, Absolutely. weet om jou potensiaal te ontsluit, moet jy Ja. nooit onderskat. Yeah, yeah. So, No, it's not for the faint of heart, China. wat No, and I'm moet my net deur matriek kry, so weet om my vakke is verkeerd en dan begin jy glo maar dit is nou maar Okay. so, weet so. Ja. en ek dink baie ongelukkig gebeur het baie lewens en maar ja, Ja. ek het gelukkige regte mense ontmoet en dit het my daar op daardie pad gesit. Ek is intussen Ja. ek is 'n lewenslange student. Ek dink Ja, ek ja. Ag, definitief dis wat my gelei het na waar ek nou is. temperament as well. ek identifiseer so met daai. Ek het net gister ek my vrou gaste weer gehad en hulle sê jy's maar julle net so baie. Ek sê wel ons is lewenslange studente. Die wêreld is 'n baie interessante plek. En ek is baie bly jy noem ook die ding van dat dit wat jou agtergrond is en wat jy dalk dink jy's in 'n hoek vasgeverf, hoef nie so te wees nie. Yeah. En ek onthou toe ons jongste seun ons het met almal van hulle tuiskool gedoen. En toe ons moet hom nou begin met die dinge, hy het geen behoefte gehad, hy's glad nie 'n akademiese kind gewees nie. En ek sê toe net eendag gedink, maar wat sê nou maar hy besluit Yeah. later in sy lewe maar hy wil 'n ingenieur word, wat dan? Ja. En toe ontdek ek maar jy kan by omtrent 'n miljoen Ag, plekke van 'n selwe. miljoen kursusse doen om die gate op te vul. Daar's geen rede hoekom jy moet agterbly omdat jy nie iets het wat jy nou nodig het vorentoe nie. Daar's soveel geleenthede. En dit was my 'n fantastiese ontdekking van wat 'n mens als kan doen om jouself op te lei om Ja. verder aan te gaan met jou lewe wat jy nodig het. Hoorie, so vertel my, dis sommer net Ja. my baie interessantheid omdat dit so prentjie in my kop was van wat het jy te doen gehad met die klein Ja. besigheid gedeelte van die banke se begin? Of was dit by 'n Ja. spesifieke bank? Wat is die storie met dit? Mm.
Ja, ek was op daardie stadium was ek by Volkskas wat later aan Absa geword het. En So how? in So my what's all this then about the €40 and the was nog whatever? jonk, en was produkbestuurder vir klein sake. En dit was 'n totaal en al nuwe omgewing en om die sakemark te bedien het ons toe eintlik met was ek verantwoordelik vir hoe die strategie lyk om dan 'n klein sake besigheid te skep daar en Yeah, but if you send him like 10 tracks of the, I mean, the 10 personals were probably the 10 en hoe dit moet lyk most obvious kind of was back bevoorreg tracks. om met And he can then use them ongelooflike without paying for topmense them. te werk. Dr. Willie Konradi wat by die En sy net met die adviesbureau vir contract. klein sake onderneming was. Hy was op daai stadium as hy ook was hy assistent hoofbestuurder en ek voorreg gehad om baie by hom te leer en hy was soort van 'n mentor vir my. Nou, dit is hoe dit begin het. Ons het seminare gedoen en ons het ek het nou nog my eerste boekie wat geskryf oor finansiële verhoudings in klein sake wêreld. So dis eintlik 'n stukkie geskiedenis daai. So dit is alles deel van okay, maar hoe moet produkte lyk om daardie mark te bedien en ek dink baie van my ervaring wat dit nou ook gebeur het in die koöperatief was eintlik oor baie sektore, maar altyd 'n baie groot liefde gehad vir die sakemark. Ek onthou toe ons besigheid nie begin het nie, maar so ruk in die gang was, ons het baie later begin met produkte ook in plaas van net dienste aanbied. En toe ontdek ek en dit was my net 'n oomblik van okay, jy besef ek hoekom wat is die belangrikheid van mense wat fokus op kleiner besighede. Ek weet jy doen nie net klein besighede nie, jy doen alle besighede en ek dink persoonlike mense ook. Maar vir klein besighede in die besonder was dit toe ek die dag vir jou ontdek wat vir jou die kaartmasjienkie gee, dat jy by 'n mark of by 'n winkel of waar ook al fasiliteite kan gebruik wat jy nooit voorheen kon doen. En toe ek die vorms invul, toe sê ek my vrou, jy moet weer kom sien. Dis die eerste maal dat ek met 'n finansiële maatskappy te doen kry wat vorms invul wat vir my lyk soos hulle het gedink hoe lyk hulle kliënte. En daar's nie 3 bladsye van wie's alle direkteure en die verdelings en daar's nie soos 'n wab en was selfs 'n plek vir as jy nie 'n adres het nie soos en wat is die tekens naby jou huis? En ek kan dink hierdie ou bly iewers in 'n sak langs 'n bos, maar dis daar waar die poskantoor daar en ek het verduidelik waar moet hy jou kom om jou te kom sien. Dit was my net so hierdie mense verstaan iets van wie hulle bedien en klein besighede bedien. En ek meen klein besighede vind ek toe uit dis nie eers ek nie. Ek noem toe eendag vir die bank iets van my klein besigheid toe sê nee meneer jy's 'n mikro besigheid. Dis nie dieselfde ding nie. Ja. Okay, vra Shameer nou toe. Hoe het jy besluit van ek hierdie goede en ek like die bos. Hoe gebeur dit dat jy het besluit? Hierdie twee goede moet ek saam sit en mense help. It will be hoe daai besluit gekom het jy help nou mense hiermee. Maybe a longer road. But we open the website. Ja, absoluut. Dankie. Ek dink met my passie vir die twee, besigheid as 'n business coach werk met dit gaan daaroor om die impak wat besighede en wat dit behels en toe met dit so baie in die bos is het ek begin agterkom dit wat ek sien. So dit gaan alles oor ervarings wat het in die bos en dit wat ek sien dan het dit soort van spontaan by my opgekom, maar dis net soos besigheid. Dis daardie wat jy dit net soort van dan het ek altyd met die stories begin deel en ek het seker maklik 10-15 jaar dus ek het letterlik 'n boek 'n week gelees, baie wyd en soos ek sê dis 'n lewenslange student en my eie besigheidscoach is van Nieu-Seeland het my op 'n stadium uitgedaag en sê maar Frans, jy vertel altyd so van die bos en dit wat jy en dan hoe jy dit interpreteer. Wat daarvan is jy baie meer op daai bron ook gebruik en toe het ek begin klein videoetjies maak, wat my ook my totaal uit my gemak so uitgevat het en want ek het deel die storie en dit is wat dan nou basis dan nou begin het en jy was so baie daai geleer het en net besef het maar dis 'n uniekheid, so dit is want dis 'n passie wat ek het vir besigheid en vir die bos en
Dis vir my amper moeilik om te sê, maar hoe is besigheid nie soos die weet soos die bos nie. Kan jy sê, daar's soveel parallelle. En ja, so en ek bedoel, dit is basies dit begin het en ek was weet dit begin doen en ek het nog altyd 'n boek geskryf het en toe eendag toe kom net by my dis Bush Lessons for Business, weet en toe raak ek basies weet kon nie stop nie, weet so maar want ek het altyd notas gemaak ook, nog altyd, weet ek bedoel my vrou sal altyd weet by 'n plek stop nadat ons en sê ek okay, dan weet sy my eers bietjie tyd gee dat ek net my finale notas maak. Wat is oor verskeie goed. Usually I've got reverb oor my denke. En daai verandering van omgewing. Basically everything. Weet wat ek dink ons totaal al onderskat om die waarde van dit. Weet dan jy hardloop teen 160 km/h elke dag. Jy vat nie daai wegbreek nie so if there's a lead vocal or your bag or saxophones or whatever, sometimes I push out the second one, so it's like a lead vocal, there's a bit of delay on it and stuff as well, and the rest just goes through operationeel nie. En dit is vir my toe basies kan ek sê, weet so dat dit so ontwikkel. Usually I keep it dry. Sometimes I add like a very dit is so 'n waarheid daai van ek so it's part of the room baie daaroor en ek voel dit self my lyf. Usually it's dry. Ons is ook ek en my vrou al twee kunstenaars en once you got fresh kreatiewe mense, so ek skryf in meer as een rigting. Ek skryf fisies, ek skryf gedigte en kindergoed en paar sulke dinge en ek skryf teologie rigting en ek maak musiek. En ek besef net eendag as jy net hardloop, kreatief is lyk soos niks doen. Jy sit daar in die bos en jy loer vir goede. Maar as daai nie gebeur nie, is daar nie was the thing with the slap bass and but Heidi says it works for her as well. En goed moet net half broei in jou different, but it's like formuleer in jou goed gives het it uitkom. like En ek besef so dis deel van my dis nou baie dieper gesprek is net sommer net maar ek dink deel van die wêreld wat my minder mooi word is presies daai. Die wêreld is so besig en as jy nie besig is met werk net mense goed in hulle ore, hulle praat nie, daar's nie refleksietyd en net kans vir jou brein om te gaan sit en net goed by mekaar te sit en koneksies te maak en al daai dinge te doen. So die kreatiewe proses en kreatief is nie net nodig vir kreatiewe mense nie. As jy ek dink enige mens het kreatiewe denke nodig. En daai goed gaan by die deur uit as jy nie net iewers stil word en jou koppie kans gee om te doen wat jy moet doen nie. Baie goeie punt daai hoor. Okay, ek wil bietjie weet as jy jou dienste nou absoluut. We don't have to make the final and I've asked Donald about nee, ek wou sê weet en dit is nogal weet een van my lesse eintlik die Bush Lessons for Business het 25 lesse. My eerste Bush Lessons gaan dan oor break away for joy and energy en dit en wat dit basies skep het was sien hierdie olifante wat loop na watergat toe en ewe skielik breek 'n jong olifantjie weg. Ek ry altyd my kamera op my skoot en volgende oomblik sien ek dit en dit doen nou 'n waterskilpad en my les daaroor gaan weet as besigheidseienaars een van die grootste uitdagings is dat hulle raak eintlik basies hoe sal ek sê jy opgesluit in jou eie sukses en jy oortuig jouself later jy kan nie suksesvol wees as jy heeltyd by die besigheid is. En daai gaan juis oor die belangrikheid van en ek het dit so gesien dat in my kliënte wat ek coach dat daai want jy dink amper maar dit gee vir my sekerheid as ek heeltyd daar is, maar om ander mense te vertrou en dat die stelsels in plek is en so aan, dan dit kan eintlik 'n katalisator wees vir sukses en dit is van daai om weg te breek van jou roetines. I think it was something too van byvoorbeeld van dit is so daai is, dit is net soos 'n besigheid en dit is 'n baie en dis 'n groot realiteit weet vir besighede. Stem saam met jou. Vertel my as jy kom ons begin by hierdie vraag net eers. Wie dink jy is mense wat kan baat vind by jou dienste? In the folks music when you see these guys live, they play without drums.
weet my hoofsaaklik soos Engels sê sweet spot van besigheid, jy weet jy sal reeds gevestig in die besigheid, maar jy kom by 'n punt wat jy basies voel maar jy's gestagneer. Jy weet so jy kan nie deur daai kom ons when I messed around with my mixers, perceive glass ceiling, sal ek sê, dit kan deurbreek. It gives you jy is so vasgevang in jou besigheid dat jy het nie die lewe nie. Jy wees heeltyd daar, jy het nie die tyd nie. Op Pan se produktiwiteit is nie weet hulle totaal en al volle potensiaal nie. So besighede wat al reeds gevestig is, kleiner besighede, almal het the guitars are hard pan left and right, the accordion is spanned about 50% left and right, so it doesn't sit in the same spaces om baie beter te doen. Weet so, maar jy voel, but I'll just go, the way I EQ pad is a bit different. I do not Ek werk van 'n perspektief af van ek absoluut weet totaal en al onderskat wat is ons moontlik. En dit is op besigheidsvlak in die full band like that. I make a bus for the guitar, make a bus for the accordion, I make a bus for the drums, make a bus for the bass, this one for the back, obviously, whatever it is. And I choose the 6 most important ones. Moet jy ambisie, and then jy ambisieus wees en jy kan 'n groter impak maak in terme van my besigheid. And I let the AI sort out the slotting for me. So I can play with it more. Wat ek dink wat in my kop het geval het, ek dink oor ding van besigheidsafrigting, die nodigheid daarvan, hoe jy kan baat by dit is. I can just use those two and sort them out against each other and then include them in the rest again. So there's a few ways around that. So in ons kop, in my geval, ons is and put all these notes for me in email again, like you did last time. It helps me so much to just go down the list. My passie is nie die besigheid aspek daarvan, dit word 'n besigheid want jy moet dit al bestuur op 'n manier. So behalwe dat dit nie my passie is nie, weet ek ook nie baie veel van daai wêreld nie. Jy weet wat jy weet van wat jy doen en jy doen dit goed genoeg dat mense wil betaal en dit word 'n dingetjie, maar jy's nie die ekspert op die besigheidgebied en ek besef net eendag in my kop wees ek dink maar net in klein besigheidsterme want ek is kan die meeste klein besighede doen by buite oog en buite raad en goede want jou passie is iets anders wat nie noodwendig besigheid is nie. As jy besigheid is dan is dit seker fantasties. Myne is nie. So ek dink dis 'n baie waardevolle diens wat jy aanbied vir mense om te kan sê kom ons kyk hoe lyk die dinge. Hoe kan ons jou help met 'n besigheidsaspek om die dinge volgende plek toe te vat vir jou? I can't remember with this. Kan jy by dat I tried to do it like the original one. Wat is algemene resultate as jy very sparse, very iemand begin werk in besigheid? Wat kan hulle verwag van jou dienste? Wat maak dit mense ander betaal vir jou dienste? Wel absoluut om weet ons weet daai weet opbrengs te kry is in die vorm van that's what I didn't like about it. Want dit gee hulle ook dan die tyd. Want as jy meer geld maak, dan kan ek die regte tipe van mense aanstel en ek het meer tyd vir die ander goed wat vir my wat vir belangrik is. So dit lê gewoonlik in die vorm van meer geld maak en jou gevoel van jy het doel, weet jy sê wat die geld is resultaat. Weet maar jy begin met 'n nuwe lens na jouself kyk. Left hand bass on the accordion. Ja. They have no weet kyk vryheid wat jy weet wat jy het en dis hoekom meeste mense besigheid begin. Hulle doen maar hulle doen dit want ek wil weet die vryheid hê. Nou wat gee vir jou die vryheid? Dit gee vir jou weet kom ons sê dat so die besigheid is die voertuig om vir jou te gee wat jy in jou lewe wil hê. So dis in daai vorm en dis verskillend vir verskillende mense. By besighede as jy maak genoeg geld maar dit nie die lewe nie. En gee vir jou 'n nuwe doel, weet van maar hoekom het ek dit? Weet so jou totaal en al na 'n volgende vlak te vat. Soos baie is in die vorm van geld, in die vorm van tyd en in die vorm van that's the downside we have to sit with because we're not in the same room. You can't say, I can't play drums and say, what do you think about this one? You say, it's cool. That's the downside of it. It's going to be like this. There's no way around it. Dieper connectie met jouself, met jou besigheid en daai lewe waaroor jy droom. Jy wil drome maak en mense weet tydjie as hulle drome. Listen buddy,
I need to call you back. I need about 4 minutes to add in some. I've got the details and stuff because I'm recording live. So I'll call you back in about 4 minutes. Daai skuif maak. Dan is dit net absoluut ongelooflik. Weet van wat ek het 'n voorbeeld nou een van my kliënte wat ook ek nou weet coach, 'n bietjie meer as 'n jaar gelede het hy 80 tot 100 ure in 'n week gewerk. En net by 'n punt gesê dit is net nie, weet dit is nie volhoubaar nie. En in die eerste jaar het dit verander na 40 wat normaal sou wees, na 40 ure en sy wins het met 40% verbeter. Nou kyk net wat 'n verskil dit byvoorbeeld maak en dit is baie keer is dit weet basies te doen, want jy elke besigheid is uniek, elkeen het sy eie storie, maar ons sê maar die storie moet verander. En hoe lyk jou storie wat jy wil hê? Help hulle om die storie te verander met die besigheid en hulle lewe. Nou ek gaan moet aanneem dat dit wat jy doen jy goed genoeg dat mense ander betaal daarvoor, want dis die aard van julle besigheid. As mense nie resultate het nie, gaan hulle definitief nie ander betaal nie. En ek dink ook ek het gesien in jou CV van jy was gekies of ek weet nie wat gekies of net die resultate daarvan nie, maar as een van die mense met die beste kliënte retensie vir die afgelope paar jaar. So dan sê liewe vriende, as jy iemand soek om jou te help met jou besigheid, lyk dit my dat Fransjo kan dalk jou man wees. Hy het genoeg mense wat hom aanhou terugkom. Wat beteken daar moet waarde wees in die diens. Fransjo, op die einde se kant rond net, waar kan mense meer van jou en jou dienste uitvind? Ja, ek dink wel so my weet as jy action coach, business coaching, weet .co.za is wat vat ons na die action coach website toe, sal my daar kry. Kan ook Google the Bush Lessons Guy, want dit is wat ek geword het in terme van my uniekheid, weet van om die bos en die stories in te weef met die weet met die ander kennis en my ook e-pos francoislibbe@actioncoach.com. As mense my boek wil koop, wil kry, kan ook Google Bush Lessons for Business en dit my sosiale media is Francois die 4 is 'n number 4. Dit is 'n nommer 4. Die rede daarvoor is 4 windrigtings en dit is 4 is ook die nommer, weet ek bedoel van besigheid. Weet dit gaan oor nommers. So ja, baie welkom om weet om uit te reik. Is nie altyd ja, so hulle behoort by daar te kry. Ek dink ek hoef my selnommer weet noodwendig te gee nie. Ek glo hulle sal my daar kan kry. Fantasties. Maar Fransjo, baie dankie vir die gesprek. Ek het dit geniet. Is my 'n interessante aanslag op die hele storie. Iets unieks. En ek dink in Afrikanerdom is daar min mense wat nie mal is oor die bos nie. En ek dink wat sal kan assosieer met jou stories, want hulle het 10-11 van die goed self gesien. Baie dankie vir jou tyd, baie sterkte. Mag dit baie goed gaan met jou besigheid. Groot sukses en met jou boekverkope. En hooplik kry ons weer iewers met mekaar te doen. Ja, baie dankie vir die geleentheid, waardeer en ja, ek bedoel Bush Lessons for Business gaan verder as net die boek, dit gaan business, weet besigheidsretreat wees, eerste ene is in Oktober in die Wildtuin ook en fantasties. Ja, verskeie werkswinkels wat weet wat ek aanbied. So sien daarna uit om met mense te connect. Baie dankie vir die geleentheid, waardeer dit Corneil. Alles van die beste. Hivelit Huis se reeks natuurlike vloeibare seep sal jou vel, jou hare, jou hande en sommer al jou sintuie aangenaam verras, sommer jou beursie ook. Die lyfreeks word uit luukse, bevochtigende olyf- en klapperolie verseep met slegs natuurlike ekstra bestanddele. Die wasgoedseep is hard op vlekke, sag op die natuur. Bederf jouself. Besigtig die volledige reeks en bestel by hivelit.co.za. Goed vir jou vel, goed vir die natuur.
Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Jy luister nou na Radio Nuwe Lied, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.